Goeienaand. As God sy onwillige profeet inbreek, die profeet Jona, eindig hy op in die maag van 'n groot vis. Dis daar waar ons in 'n eenvoudige gebed die hartsboodskap van die boek Jona, die hartsboodskap van die hele Bybel hoor. Midde al die groot dinge wat in hierdie profesie gebeur, van 'n storm op die see, van 'n vis wat Jona insluk en weer uitspoeg, van 120.000 mense wat tot bekering kom, mis ons so maklik die belangrikste woorde in Jona se gebed. Die woorde, hulp kom net van die Here af, of soos die ou Afrikaanse vertaling dit stel, die heil behoort aan die Here. Net God kan die mens verlos. Eintlik gaan die boek Jona oor God. Oor God se genadepad met 'n onwillige profeet, 'n onwillige kind van hom. Ja, die eerste en die laaste woorde in hierdie boek is God se woorde. Hy gee vir Jona sy opdrag. Hy bewerk 'n storm op die see en hy bring dit tot bedaring. Hy laat die vis vir Jona insluk en hy beveel die vis om hom weer uit te spoeg. Hy dreig om Ninive te straf en hy is hulle genadig. Hy laat 'n komkommerplant opkom en hy sorg dat 'n wurm dit weer vernietig. Hy stuur 'n sterk wind om Jona te skroei. Van die begin van hierdie profesie tot aan die einde is dit God wat besig is om verlossing te bewerk vir 'n opstandige kind van hom. Is hy besig om 'n genadepad met hom te stap. Nou in hoofstuk 2 dank Jona vir God omdat hy hom deur 'n wonderwerk gered het. Nadat hy in die stormsee gegooi is, 'n sekere dood tegemoet gegaan het, verlos God hom deur hom te laat insluk, deur 'n groot vis. En is daar, binne die vis, wat Jona dankbaar bid. Verlossing behoort aan die Here. In ons diepste sondenood is ons enigste hoop die verlossing wat net God in Christus en deur sy Gees kan bewerk. Hierdie hoop op verlossing geld vir die man met sy lyf vol tattoos en oorringe en die ou wat dwelms verkoop en daarmee worstel, vir die professionele persone wat geld, aansien en mag najag, vir die prostituut op die hoek van die straat, vir iemand van 'n ander kultuur of 'n velkleur as ek, ook vir my en vir jou. Daar is geen ander naam waardeur God elkeen van sy kinders wil verlos as net in die naam van Jesus Christus nie. Ja, die verlossing, die heil behoort aan die Here en aan hom alleen. Vrede vir jou.